Dag sy vriende en vriendinne, ek hoop dit gaan goed met jou. Ons bietjie praat oor vriendskap. Baie belangrik in hierdie tyd om ware vriende te hê en om 'n ware vriend of vriendin te wees. So die vraag vandag is, wat 'n vriend of vriendin is ek en jy? Jy weet, ons loop dit baie keer op die lyf dat ons gedink het iemand is okay. En dan is hy persoon nie okay nie. Dan hoor ons 'n vreeslike slegte berig oor iemand. So, ons 'n bietjie daaroor praat, want in vandag se tyd is dit so dat mense eensaam is, of eensaam is tussen baie mense, en om ander redes wat hulle gemoedstoestand betref, nie is waar hulle moet wees nie. En daarom het ons vriende, en daarom het ons familie, daarom ons vertrouelinge, wat skaars is, nodig. En die uitdaging vandag is, kom ek en jy wees so 'n vriend of 'n vriendin, vertroueling vir iemand. Nou, jy weet, ek dink maar aan 'n paar voorbeelde. Die ouer garde sal die fliek ken, Siener in die Suburbs, waar Anstine gespeel en dan sê sy ook, enige mens wil gehê wees, tot 'n hond wil gehê wees, man. So ons wil almal gehê wees, ons wil almal behoort, ons wil almal net aanvaar word. Partykeer ook maar soos ons is, nê. So, dan in die werksituasie. In die werk sê mense vandag vir jou, vat dit of los dit, jy weet, werk is skaars, so loop maar. Daar's 'n tekort aan erkenning in die werksplek. En as jy dalk nie voldoen aan sekere vereistes, werksvereistes in terme van ras of ouderdom of wat ook al nie, dan kan jy dalk net jou werk verloor. So daar's baie druk en baie keer voel mense soos 'n willose rat in 'n groot masjien. Hulle moet maar net kop hou en mond hou en aangaan en maar net alles opvreet en stil bly. So dis baie taaf aan buitekant. En dan natuurlik het depressie hand oor hand toegeneem. Mense met selfbeeldprobleme het hand oor hand toegeneem. So ek dink ons het baie werk in die verband. En jy het hulp nodig. En ander mense rondom jou, baie naby aan jou, wat jy dink okay is, het ook regtig hulp nodig. En nou het ons in ons kerk, Rustenburg Gemeenskapskerk, het ons verskeie soorte groepe, ons noem hulle omgeegroepe, waarin ons probeer om vir mense daai vertrouelinge te wees, of daai vriende te wees. Daai ondersteuningsbasis vir mense te bied, daai pilare te wees wat mense kan regophou, en mense net deur 'n tawwe tyd te kan dra. Maar weet jy wat, ek kan graag vir jou 'n ander beeld, dit is agtergrond, maar vir nou 'n ander beeld in jou gedagtes plaas, wat jy bietjie oor moet dink. Ons dink baie keer die woorde jammer, en die woorde simpatie en die woorde empatie lê baie na mekaar. Dis nie regtig so nie. Hulle lê baie ver van mekaar af. Dit is soos wanneer iemand in 'n put beland, daar onder in 'n gat beland. Dan kom iemand en sê, hoorie so, ek is jammer om te hoor jy is daar onder in die put. Maar sterkte vir jou man, jy moet uitkom, maar ek hoop dit gaan goed met jou. En dan loop die persoon weg. Dit hoor ons baie. Of simpatie. Dis am vreeslik dat jy daar onder is. Maar weet wat, ek gaan vir jou bid. En ek gaan vir jou 'n WhatsApp stuur. En ek gaan jou dink, en bel my as jy my nodig het. Ek sê jou, ek sal kyk wat kan ek doen. Ek sê regtig, ek het baie simpatie met jou. Dis baie erg wat jy is. Empatie is iets anders. Empatie is, byt vas, ek is by jou nou. Ek gaan binne in die put inklim, ek kom daar langs jou sit. Ek gaan daar in die omstandighede, in daai donkerte en daai gat, gaan ek by jou kom sit. En ons gaan nie hier bly sit nie, ons gaan hier uitkom. Dis empatie. Ons gaan 'n plan maak om hierdie probleem te beëindig. En ons lees daarvan in Johannes hoofstuk 15, waar Jesus praat oor vriendskap. En die opskrif van Johannes 15, daar by vers 9, is, julle moet mekaar lief hê. Dan staan daar by vers 9, soos die Vader my lief het ek julle ook lief. Julle moet in hierdie liefde van my bly. En dan by vers 12, dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Niemand het groter liefde as dit nie, naamlik dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Jesus Christus is presies dit. Hy het presies dit gedoen. Hy het sy lewe vir sy vriende afgelê. Trouwens, hy het in die put saam met ons kom klim. Wat ook al die diepte van daai put van jou is, wat ook al die donkerte van jou omstandighede is, God klim daar binne in by jou. Jesus Christus het bewys aan die kruis
dat hy by jou is. Hy sê en hoor ons ook mos, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is en ek sal julle rus gee. En dit word Kersfees en dit word Paasfees en hy bou brug na ons en hy kom woon by ons en hy kom woon binne ons in ons modderpoele en hy kom woon binne ons swaar kry, hy kom woon binne ons pitte en ons donker by ons. Maar dan sê hy by vers 14, julle is my vriende, as julle ook dit doen wat ek julle beveel. Met ander woorde, ook dit doen wat ek doen. So dit is die uitdaging. So, ware vriendskap, om regtig empatie te hê, wat vriendskap eintlik is, nie jammer en simpatie nie, empatie, is nie 'n houding te hê van me, myself en I nie. Of wat kan ek kry uit hierdie verhouding uit nie? Wat se baat kan ek daar uitput nie? Of soos die skaduwee vir die liggaam sê, jy weet, jy sal nooit 'n vriend soos ek kan kry nie, liggaam, want ek is oral saam met jou, altyd. In sonskyn en in maanskyn is ek by jou. Die liggaam kyk die skaduwee so, hy sê, en son en maan verdwyn, waar is jy dan? Waar is die empatie dan? Dat is nie met my nie. Vriendskap is om die grens oor te steek. Vriendskap is om, as daar nood is, wat ek self nie kan oplos nie, daar te wees. Dit is soos die oom en tannie het vir hulle 'n oulike televisiestel gekoop het en hulle wil graag rugby kyk Saterdagmiddag en dit is Saterdagoggend, hulle kry die ding nie opgeriet nie. En hulle gaan toe en hulle vra wie kan hulle help. Nou, hier kom die buurman aangestap. 'n jong nuwe buurman met so 'n oulike gereedskapkis in sy hand. En tjoef is alles reg en hulle, daar's die kommunikasie, daar's die beeld en daar's die klank en daar gaan dit. Hulle vra van hom, wat maak 'n oulike ou soos jy met so 'n oulike gereedskapkis? Hy sê ek maak meestal vriende. So wanneer ander mense uitstap, dan stap 'n ware vriend in, nê. As die wêreld jou verlaat, hulle rig op jou draai van jou skinder, dan stap jy in, dan meld jy juis aan. So, en om wat te kom doen, om te kom offer, om te kom opoffer, om rarig opreg belang te stel. Soos Jesus, wat sy disippels se voete gewas het. En as Jesus sy disippels se voete gewas het, wat is ek en jy anders veronderstel om te doen, as ook om ons disippels mekaar se voete te was. Soos daar staan in Johannes 15 vers 13, dat Jesus sy lewe vir sy vriende aflê. Hoe ver gaan ons in ons vriendskap met iemand? Nou, baie mense om ons wil baie graag uit hierdie put kom. En ek ondersteun sulke mense en ek bid vir sulke mense en ek het empatie met sulke mense en ons met sulke mense help ons met daar wees en ons bid regtig dat die Here daai wil en daai begeerte en daai gebede van daai persone sal verhoor en sal beantwoord en hulle sal sien dat hulle uit daai put uit kan kom. Maar dan is daar ander mense wat nie uit die put wil kom nie, wat daar binnekant wil bly, sê, it's my life, ek bly nou in hierdie slegte plek, ek bly nou in hierdie slegte omgewing, dit is my manier hoe ek lewe, so ek wil nie hulp hê nie. Wat doen 'n ware vriend? Ware vriend sê, jy gaan nou bly nie. Ek gaan nie nou los nie. Ek gaan my hand in jou rug sit en sê, nee, nie daai kant toe, nie daai kant toe. Of ek gaan saam met jou in jou put inklim, gaan jy so in jou boude druk tot jy aan die kant uit is. Maar jy gaan nie in die put bly sit nie, ek gaan jou hier los nie, dit is nie waar jy hoort nie. Ek wil gou vir jou 'n storie vertel van wat ek en Esta eendag oorgekom het. Ons het op maar die mal ding aangevang om te gaan 'n White River rafting doen in die Zambesi. En ons kom toe die dag daaraan en o God, nou gebeur dit dat ons hierdie verskillende mense het wat saam met ons in hierdie rubberdak is. Daar is mense van Italië. Ons kan mekaar glad nie verstaan nie, 'n kappel van Italië. Nou ek sê net Bellissimo is al Italiaanse woord. Pragtige plek. En die Franse kappel, hulle is net jetem voor en jetem agter. Ag, wat kan ek met 'n verliefde kappel doen? Hulle gaan nie fokus op die uitdaging wat hier wag nie. En die Australiaanse paartjie is, hy sê net my, hi mate. Okay. Hallo chom, gaan nou met jou. En nou ja, so gaan dit aan. Hier is ons nou hier onder die waterval. Hier is hy massiewe waterval. Daar begin die White River rafting met Zambesi. Hier is die waterval. Een van die 7 godgemaakte wonders in die wêreld, dat is meer as dit, maar natuurwonders. Hier is daai groot watergordyn. En hier kom hy watermassa met 'n hengsespoed hier voor en verby. En daar gaan jy in. En so onmiddellik in die eerste rapid. En ek vra toe nogal vir die skipper, die Zimbabweër wat nou ons moet lei. Ek vra hom, "By the way, wat is jou naam?" Hy sê, "My naam is Titanic."
So ek jouself dink, wat 'n situasie as is gebars van die lag en maar ek maar 'n senuweeagtige verboureerde laggie gehad dat sy naam Titanic is. Maar so gaan ons met hierdie rapids en dit gaan eintlik goed en ons begin aan met mekaar so met die face of high five of wat ook al. Ons is deur die goed en dit gaan goed en toe kom ons by rapid 9 aan. En so stil water net voor jy daai verskriklike rapid kry en hy sê vir ons, okay, boys and girls, on the left hand side you have the medium run. On the right hand side you have the chicken run. In the middle we have the pulpit. Here's the challenging one. Hy sê, we will go for the pulpit. Wat doen ons? Ons beland in goeters. Ons beland in put, ons beland in riviere. Ons kies die moeilike goeters. Dis wat ek en jy partykeer doen in ons lewens. Ons beland hierso. En dan het jy vriende nodig. Jy's alleen. Wat gebeur as jy jouself indompel in 'n situasie wat ons baie keer doen, hè? Ons bevind ons in goeters wat ons sê, wat het ek gemaak? Wat het ek aan myself gedoen om hier te beland? Ek onthou nog, ons gaan letterlik in 'n gat in. En ek kyk op hierdie preekstoelwater. Dis al wat ek onthou. En ek kry nie asem nie en ons rol daar af in die rivier. En die volgende oomblik toe Titanic, weet jy rubberdak weer vaarbaar gekry. En hier agter jou reddingsbaadjie is daar so dingetjie wat jy vat. So handvat en hy gryp daai ding en hy gooi my in die rubberdak en laat ek daar so in die hoek lê so 'n stuk nat gereende koerantpapier. Jy gaan nie daar binnekant bly nie. Jy gaan nie binne die rivier bly nie. Jy gaan doodgaan. Kyk krokodille daar buitekant. Jy moet inkom en hy vat my net en gooi my onseremonieel binne in die rubberdak in. En dis wat ware vriende doen. Hulle gryp mekaar. As jy gaan nie daar bly, hulle gryp mekaar kan nie krag, maar jy ruk mekaar uit daai moeilikheid uit want jy kan nie daar bly nie. Jy lewe een keer. Hier het jou een lewenskans gegee. Jy's 'n plek, 'n put waar jy hoort nie. Jy moet hier uit hierdie gevaarsituasie uitkom. Daar gaan jy doodgaan. So mag ons seker vriende wees vir ander mense. Ek wil begin afsit en vir jou sê 5 jaar van vandag af gaan jy waarskynlik ongeveer dieselfde mens wees as wat jy nou is. 5 jaar van nou af. Afhangende van 2 dinge. 1, die God of die gode wat jy aanbid, met wie jy bevriend is. 2, die vriende wat jy kies, die vriende wat saam met jou is. Gaan 'n geweldige rol speel. En waar gaan jy wees oor 5 jaar? Buite in die put of binne in die put? Dalk vir ewig. Ek wil 'n laaste storie vertel. Jesus bied vir ons sy vriendskap aan. Ons bied ook mense vriendskap, ons vriendskap vir hulle aan. En die belangrikste is nou, Jesus Christus se vriendskap wat vir ons staan. Maar dit gaan oor vriendskap vandag. Want wat 'n vriend het ons in Jesus. Daai ou Halleluja liedjie 444 wat sê wat 'n vriend het ons in Jesus. Hy wat in ons plek wil staan en so voort. Wat in ons plek inklim en ons uithaal. Maar as ek dit van die hand wys, kom ek vertel 'n storie ten slotte daaroor. Hier is hierdie ou wat 'n verskriklik groot misdaad gepleeg het. En hy kry met die beste geld in die wêreld die beste advokaat tot sy beskikking. En hy beland in die hof en die advokaat kry hom los. En toe hy buitekant kom, toe sê die advokaat vir hom, luister mooi vir my. Jy weet en ek weet jy is skuldig. Jy hoort in die tronk. Jy behoort 'n misdaadrekord te hê. Maar jy's 'n vry man vandag. Maar hou op daarmee, moet dit nooit weer doen nie. Want ek sê vir die beste geld in die wêreld sal ek nou nooit weer verdedig as jy self ding aanvang nie. Nee, maar dis reg, en is daar weg. En 'n klompie jare later het die man bedaar en hy het weer op sy ou weer teruggegaan en hy het sy fokus verloor en hy's in hierdie put en hy vang weer hierdie goeders aan, dieselfde misdaad. En hy sê wel, ek gaan my dieselfde roete volg. Ek gaan weer die beste advokaat wat geld kan koop, gaan ek aanstel en ek doen dit ook. En toe hy met daai advokaat die dag in daai hofsaal instap. Toe is daai advokaat wat hom van tevore verdedig het, die regter op die bank. Onthou die vriendskap van Jesus. Hy is ons advokaat, dit staan. Hy is ons advokaat, hy is een wat ons verdedig. Hy is ons vriend. Hy kry ons los van goed waarin ons skuldig is. Hy kry ons heeltemal vrygespreek van goed waarin ons skuldig is. Hy bied hierdie vriendskap vir ons aan. Hy gee vir ons al die goeie raad. Maar hy is eendag ook die regter. As ons net sê, ek slaan dit in die wind. Ek draai my rug op hom. Ek steur my in sy wil en wet nie. Ek steur my in sy woord en sy begeerte van my lewe nie. Ek het my vriendskap met hom gebreek. Wat is het einde daarvan? Mag die Here vir ons veral seën, daarmee dat ons in ons vriendskap met Jesus Christus sal sterk staan.
nou en vir altyd. Want daar's niemand wat soveel empatie kan hê soos hy nie. En hy's boonop eindeloos in sy liefde, en eindeloos in sy geduld, en eindeloos in sy tyd, en eindeloos in sy krag, en eindeloos in sy vermoë wat vir ons daar kan uithaal. So kom ons knoop ons vriendskap met die Here in die eerste plek opnuut weer aan. En die volgende instansie kom ons wees sulke vriende vir ander mense. Soos wat Jesus vir ons sê ons moet wees. Ons moet ook vriende vir ander mense wees, soos hy 'n vriend van ons is. Mag die Here vir ons daartoe seën. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir ons samesyn rondom die woord. Dankie dat ons hierdie wonderlike gedeelte kan lees in die woord en dat ons kan weet dat U ons vriend is. Dat U ons U vriende noem. Dat ons nie vreemdelinge en vyande van U is nie, maar U vriende. Dankie daarvoor, Here, en ons bid dat U vir ons sal seën, dat ons altyd deur die Gees in staat sal wees om ons vriendskap met U sterk te maak en sterk te hou. En help vir ons om 'n antwoord hierop, om ook vriende te wees. Vir mense daar buite wat in die stormwaters beland, in 'n diep gate beland, dat ons hulle dood nie verrig sal uitkry, as vriende wat empatie het, soos wat U met ons empatie het. Mag die Here, mag U ons seën, o Here, dat ons dit regkry, in Christus se naam. Amen. Dankie, sterkte vir jou, ons praat weer, totsiens.